Jesus, ek haat dit om nie finansiëel vry te wees nie. Ek haat dit om bekommerd te wees oor hoe ek my rekeninge gaan betaal aan die einde van die maand. Ek haat dit om op te staan in die oggend en te wonder, hoe gaan ek brandstof in my kar gooi? Hoe gaan ek my medies betaal? As ek na my bankrekening kyk, dan lyk dit of ek 'n spookstorie lees. Ek is bekommerd want hoe gaan ek maak om al hierdie goed betaal? Hoe sit ek kos op my tafel? Hoe hou ek die plek in stand? Einde van die maand kom nader, begin van die volgende maand kom nader en dit lyk net vir my te hopeloos. In 2015, kort nadat ek tot bekering gekom het, is ons een aand in 'n diens wat in 'n polisiesaal gehou was. En terwyl die pastoor besig is om te preek, kom stap 'n straatvrou in die kerk in en sy gaan sit agter. En die pastoor sê vir haar, mevrou wat nou net ingekom het, kom gou vorentoe, die Here wil iets in jou lewe doen vanaand. En soos sy vorentoe kom, spreek hy 'n woord oor haar lewe. In die volgende oomblik sit hy sy hand op haar, en toe sy hand op haar sit, kom die krag van God oor daai vrou. Sy val agteroor soos 'n paal en daar lê sy op die grond. En terwyl hy oor haar bid, voel ek in my hart, ek moet vir haar geld gee. Maar wat jy dalk nie weet nie, is daai spesifieke dag, toe trek ek my bankrekening leeg. As wat ek gehad het, het ek getrek, behalwe die aftrekorders vir 1 maand wat op pad was. Ek het nog gewerk by 'n spesifieke company en my ou hempsakkie het so dik gestaan van die banknote. Maar soos ek vorentoe stap, haal ek 'n R100 noot uit en ek sit dit op die vrou neer terwyl sy op die grond lê en ek sit die geld terug in my hempsak en ek draai omloop en die Here sê vir my, gee alles vir haar. En ek draai terug en ek haal die hele pak note uit en ek sit dit op haar bors neer, laat dit so oop vlek val langs haar neer en ek draai en ek loop. En daai aand ervaar ek die heel eerste keer in my hele lewe wat dit is om finansiëel vry te wees. Want finansiële vryheid beteken nie dat jy baie geld het en kan doen wat jy wil noodwendig nie. Vir my is finansiële vryheid dat geld nie hou vas op my het nie. Dat geld nie bepaal wat ek kan en nie kan doen nie. Dat my rekening nie bepaal wie God en wie God nie is nie. Finansiële vryheid vir my is om te weet dat al het ek niks nie, is geloof dat ek môre my brood sal hê. Ons bid immers vir gee my vandag my daaglikse brood, nie weekliks, maandeliks of jaarlikse brood nie. En daardie spesifieke aand het ek uitgestap uit daai plek, ek het so vry gevoel soos ek nog nooit gevoel het. Ek het huis toe gegaan en vir my ma gesê ek het al my geld. En my ouers is omgekrap want hulle ken nie hierdie Picard, jy weet, 'n paar weke terug toe effens flip en zip en ek nog in raak gesyp van pelle en nou skielik volg Jesus en ek gee alles weg. Hierdie jaar is dit 10 jaar later. 10 jaar later wat ek nie vir 'n vaste salaris werk nie. 10 jaar later wat ek die wêreld travel om die evangelie te verkondig. 10 jaar later wat ek nog steeds die kos eet wat ek graag wil eet. 10 jaar later wat ek bly wat ek graag wil bly. Nou ek kan nie vir jou sê dat dit kom nie sonder enige trials of tribulations nie. Ek kan wel vir jou sê dit vat baie geloof. Daar's nog steeds dae wat ek wakker word in die oggend en na my rekening kyk en dink, Here, ek weet nie hoe gaan U hierdie maand dit doen nie. Daar's nog steeds kere wat ek events aanpak en ek weet nie hoe gaan ek dit betaal nie. Daar's nog steeds kere wat ek 'n stap van geloof vorentoe vat en sê, okay, kom ons doen dit. Ons vertrou die Here en dan weet ek as ek my rekening vir my vrou wys, dan sê sy wil eerder nie eers sien nie, maar aan dieselfde tyd sê sy, maar sy weet want sy het al gesien hoe God na my kyk. En ek wil vir jou sê, God is 'n voorsiener. En om werklik finansiëel vry te wees is om te weet dat geld nie hou vas op my het nie, dat geld nie bepaal wie ek is en wat ek nie kan doen nie, maar dat ek God kan vertrou vir my daaglikse brood. En vandag kan jy God vertrou vir jou daaglikse brood. Matteus 6:33 sê, as jy die koninkryk van God eerste soek en sy geregtigheid eers soek, dan voeg hy alles by jou lewe by. En as jy 'n paar versies voor dit lees, sê hy, ons hoef nie te vra vir wat ons eet, wat ons drink, wat se klere ons gaan dra nie. Die Gentiles, die ongelowiges, hulle vra vir al hierdie goeders. Ek en jy hoef nie. Ons weet dat God dit gaan voorsien. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hierso luister. En elke persoon wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, wat dalk deur 'n finansiële druk of knyp gaan nou. In die naam van Jesus bid ek dat daar totale finansiële vryheid oor hulle lewe sal kom. Nie net in hulle deurbraak fisies nie, maar daar geestelike finansiële vryheid sal kom, dat hulle weet hulle vry is omdat U voorsiener is. In Jesus naam dat geld nie hou vas op hulle sal hê nie, Vader. Laat hulle beurs nie bepaal of God voorsien en God nie voorsien nie, Vader. Maar ek bid dat hulle vandag U sal soek, U koninkryk sal soek, U geregtigheid sal soek in alles wat hulle doen, sodat U kan byvoeg wat hulle nodig het. Vader, ek dank U dat U voorsiener is, dat ons altyd op U kan staatmaak, dat U voorsien vandag die daaglikse brood in Jesus se naam. Amen.